Gemeente, ons het die diens begin met aanbidding, vir die Here dankie te sê vir alles wat goed is. Aanbiddingsgeleentheid soos hierdie begin daar, maar daar's ook 'n moment van oorgawe. Ek dink 'n deel van hoekom ons hier is vanoggend is om ons lewe hier neer te sit langs die woord en vir God te vra om ons te toets en te sê vorm ons, verander ons. Ek sou graag wil dat ons nou 'n lied sing en met hierdie lied hoop ek dat die woorde ons hart in ritme sal bring. Dat dit wat ons sing mag gebeur vanoggend as ons met die woord oop is voor ons. En ons is hier om te sê meer van U Here, minder van onsself. Meer liefde, meer genade, meer vrede deur ons en minder van onsself. Kom ons bid dit en mag ons hart daarmee in ritme kom. Here, mag hierdie woorde gebruik om ons harte in ritme te bring, ons lewens, dis ons begeerte as ons saam lees vanoggend en saam met die woord uitdink, dat U ons meer sal maak, dat U meer sal word en ons minder. Dat ons mag groei en mag word wat U vir ons droom. Help ons daarmee. Amen. Gemeente en besoekers, ons is tans in 'n preekreeks die laaste 2 weke met die tema heilige soeke. En met die woord heilige soeke, met hierdie frase bedoel ons of glo ons dat mense leef met 'n soeke. Mense leef soekend, ons is soekers. En ek dink daar's 2 maniere van soek of leef in die wêreld. Jy kry 'n soeke en jy kry 'n heilige soeke. En altyd van hierdie is met tye bewus en onbewuslik. Wat daarmee bedoel is, partykeer weet ons wat ons soek en ons jaag dit na, of soms leef ons net en onbewus dryf dit ons sonder om te weet wat ons begeertes van ons hart eintlik is. Om die onderskeid te maak tussen soeke en heilige soeke wil ek vanoggend beweer dat dit te maak het met die fases van die lewe waarin ons is. Om dit baie te vereenvoudig, ons gekompliseerde lewens glo ek, kan jy in 2 fases deel. 'n Eerste fase en 'n tweede fase, eerste en 'n laaste fase. Die eerste fase van die lewe noem ons die geboortetyd van die persoon of die identiteitssoekende tyd. Die tweede gedeelte is die tyd van oorgawe, van dieper soek, dieper sien en nuwe identiteit. Nou in hierdie 2 fases dink ek werk dit so. In die eerste fase leef ons soekend. As soekers. En in daardie eerste fase van jou lewe wat jy soek, is dinge wat jy vir jouself opmaak, en vir almal van ons verskil dit. Dis dinge soos ambisie, geluk, prestasie, mag. Dis dinge wat jy vir jouself sê, as ek dit bereik, dan sal ek lewe of mens wees, of ek sal geluk vind, of ek sal in vrede leef. En vir almal van ons iets anderste. Ons leef met daardie dinge, daardie drome van as ek dit het of dat het, dan sal ek gelukkig wees. En dan is ons soekers. Ons ding mee met mekaar en jy soek dit en ek soek dit, ons doen alles ons vermoë om dit te kry. Maar dan gebeur daar iets in daai eerste fase van jou lewe. Ons noem dit 'n krisis. 'n katarsis. En vir almal van ons is daardie krisis iets anders. Party van ons kry waarna ons soek. En ons kom agter, dis nie genoeg nie. Jy gee jou lewe vir hierdie beroep of vir hierdie werk of vir hierdie ambisie en eendag word jy wakker en jy het dit. En jy staan nie stort nie, jy was jou hare en jy klim uit en jy kom agter, ja, maar ek voel nog steeds soos gister. Jy kort nog steeds iets en dan is jy in daai krisistyd. Of party van ons, die krisis wat gebeur is, daar kom dood oor jou pad. Jou man of jou vrou of jou kind, of iemand naby jou gaan dood. En daai dood ruk jou onmiddellik by 'n plek in waar jy besef, nie jou ambisie nie jou mag nie jou aansien nie, niks kan jy nou help nie, daar kort iets. Jy moet iets meer wees. Party van ons is dit siekte. Jy het hierdie ambisies en hierdie drome, en die volgende oggend word jy wakker en jy is siek. Jy lê in 'n hospitaal, jy lê in 'n bed, jy word gediagnoseer met iets, dan is jy in 'n krisis. Party van ons kry teleurstelling, of ander van ons loop maar net in God vas. Met ander woorde, die krisis is daardie plek in jou lewe waar jy agterkom, daar moet iets meer wees. Iets gebeur met jou en jy word bewus van, en jy vra vir jouself die vraag, is daar nie meer in hierdie lewe nie? En sodra jy daai vraag vra, onmiddellik is jy in die tweede fase van jou lewe, wat ons noem die heilige soeke fase, wat ons noem die
die oorgawe, die dieper sien, die nuwe identiteit. Dis die plek waar mense die soeke van die eerste fase van die lewe laat gaan. En sê, nou moet ek by God uitkom. Of as ek by God is, nou het ek 'n behoefte vir dieper en vir meer en vir voller. Dis wat ons bedoel met die heilige soeke. En dis waaroor die preekreeks gaan, waar ons vir mense probeer sê, hoe leef ons nader en dieper en in groei met God? Om die metafoor te gebruik, ons wil in hierdie reeks probeer sê, waar gaan soek ons God? En daarmee impliseer ek nie God is weg nie, hoor baie mooi. Inteendeel, God is naby. As jy God ontdek, is die eerste indruk wat jy van God het, maar U was altyd hier. So wanneer ons sê ons die heilige soek, is nie daarmee ons soek omdat God weg is nie, ons soek omdat ons nie sien nie, dis die punt. Ons het verleer om te sien, en Jesus vertel baie stories hieroor. Hy sê die koninkryk van God is naby. Nou wat hy het hom stories van blind wees en doof wees en nie sien nie. So ek dink die tweede helfte van die lewe, en dit word nie aan ouderdom gekoppel nie. Ons sien, ou mense kan daar wees, jong mense kan daar wees. Die tweede fase van die lewe van heilige soeke na God, is die plek waar jy leer sien en leer hoor wie God is, of hoe naby God is, en jy leef in oorgawe. Of om 'n ander storie te vertel, dis soos wanneer Job, aan die einde van sy lewe, wat ons lees in die Bybel, so sê, klomp mense het my baie goed oor God vertel, en ek het baie goed oor God gehoor, maar nou het ek self gesien en self gehoor. Ek dink dis waarna ons soek. Ek en God in koneksie met mekaar. Dis die heilige soeke. Nou ek dink ons twee belangrike dinge op hierdie reis van heilige soeke, twee dinge. Die een is genade. Ons kan net in God vasloop as hy homself openbaar. Ons kan net God vind omdat God gevind wil word. Hoor mooi wat sê ek. Dis nie ons oulike soeke wat maak dat ons God kry nie. Ons kry God in die eerste plek omdat hy God is en toelaat dat mense hom vind. So hierdie reis begin altyd by genade. As jy op 'n stadium met God vasloop, dis genade. Tweede belangrike deel, ek dink dis waarop ons preekreeks wil uitkom is, daar lyk tog vir ons of 'n stuk intentionaliteit betrokke is. Intentionaliteit beteken om intentioneel iets anders te doen. As jy in die eerste helfte van jou lewe sukkel om by God uit te kom, is die kans baie goed as jy dieselfde goed oor en oor gaan doen, dat jy in die tweede helfte van jou lewe nie daarby gaan uitkom nie. So ons reis in die tweede helfte van die lewe gaan ons goed anders te moet doen. Jy gaan ander goed moet doen, ander goed moet weet, jouself op ander plekke moet neersit. Dis soos wanneer iemand aan alkohol verslaaf is, en hy stap 'n pad van genesing. Hy gaan by ander vriende kuier, hy gaan dalk vroeër slaap, hy gaan na ander winkels toe gaan, hy gaan 'n ander pad werk toe ry. Jy gaan 'n klomp goedjies anders te doen. En ek dink dis wat ons in hierdie reeks wil doen oor heilige soeke. Om dan spesifiek na sekere gelowiges se lewens te gaan kyk, wat al voor ons gesoek het. En dan hulle lewens te gebruik wat deur die Bybel geïnspireer is, soos 'n padkaart, en dat ons dalk op daardie padkaart dieselfde plekke as hulle gaan soek, of op dieselfde manier, of in dieselfde rigting gaan soek as hulle. Wat het hulle gedoen wat maak dat hulle sê, ons het God gevind, en dalk kan ons op daai selfde plekke gaan kuier. Nou in die eerste 2 weke het ons gekyk, in die eerste week na James de Foucault, en in laasweek broer Roger. Nou met op te som, dink ek het in die lewens van daai 2 ouens gesê, dat hierdie heilige soeke begin in die eerste plek by 'n plek van oorgawe. As jy regtig na God soek, en regtig in God se teenwoordigheid wil wees, begin op die plek waar ek sê, Here, hier's ek. Dink John het die teks gebruik van Maria, wat sê, Here, hier's my liggaam, doen met hom wat U wil. Dit begin daar. En Roo laas ek wat dan sê, 'n lewe oorgegee in liefde. So dis die beginplek van daardie soeke. As jy God soek, begin by oorgawe. Here, hier's my alles. Vandag wil ek baie vinnig kuier in die lewe van William Booth, en ek gaan baie kort na sy lewensgeskiedenis kyk, baie kort, want ek wil eerder uitkom by een sinnetjie wat hy gesê het aan die einde van sy lewe, wat hierdie week my tot baie diep insig gebring het oor ons soeke na God. Nou dis William Booth. Ek weet nie of julle ken hom nie.
Hy het in 1852 begin preek in Engeland, in die strate van Londen, spesifiek tussen die armes, die haweloses, die honger en die verlatenis. Hy was op daardie stadium met dominee, en toe hy so op die straat gepreek het die kerk op 'n stadium vir hom gesê, hierdie preker op straat kan nie aangaan nie, jy moet vir kerkmense preek, jy moet vir kerkmense werk, dit kan nie so aangaan. Toe verlaat hy die kerk, hy is eintlik werkloos gewees vir 'n ruk. En toe in 1865, as iemand wat werkloos is, toe nooi 'n klomp mense om te kom preek in East End, Londen. Hy het 'n tent opgeslaan en klomp mense kom tot bekering. Maar die interessante is, al wie die diens bygewoon het, is skelms, prostituie, dobbelaars en alkoholiste. En 1000 van hulle kom tot bekering op daai een dag. Maar hy het nogal edele motiewe gehad. Hy wou hulle graag bekeer by sulke geleenthede en sê, nou het julle bekeer is, nou moet julle terug gaan kerk toe. En toe hulle terug gaan kerk toe, sê die kerk vir hulle, ons soek julle eintlik nie hier nie. Julle is nie soos ons nie. Ons hou nie baie van julle nie. Toe sit William met 'n probleem. Daar's nie kerke wat hierdie mense opvang nie. En hy is eintlik net 'n prediker wat van plek tot plek trek. En toe was hy gedwing om eintlik 'n kerk of 'n groep te begin wat hierdie mense versorg geestelik. En dis nou eintlik die mooi van die storie. In 1867 stig hy die Salvation Army. Dis waar dit vandaan kom. In 1867 is daar 10 voltydse werkers wat saam met hom in die strate van Londen werk, 'n jaar later 1000, 42 evangeliste. Nog 'n jaar later 250.000 mense wat tot bekering kom. Nog meer indrukwekkend, die jaar daarna versprei die Salvation Army Amerika toe en nog 'n lys van klomp lande, Kanada, Australië, Frankryk, Switserland, Indië, Suid-Afrika, IJsland. En word dit een van die grootste liefdadigheidsorganisasies in die wêreld. Baie teenstand gekry in Engeland een oggend, 662 van hierdie mense doodgemaak. Het het opstand gekom want hulle het gesê William Booth benadeel die drankverkope in Engeland. En die dranklisensie eienaars het hierdie mense doodgemaak. So dit was 'n lewe van opoffer en seer en reis in 'n klomp plekke. Dis sy lewe, danksy hom is daar iets soos die Salvation Army wat op sy manier werk vandag. Maar waarby ek wil uitkom, is sy woorde in sy dagboek 'n paar maande voor hy dood is. Ek dink iemand moes hom gevra het, William, wat het jou geïnspireer? Hoekom het jy gedoen wat jy doen? Ek weet Christene moet uitreik, maar hoe het jy jou lewe vir hierdie ding gegee? En dan sê hy die volgende: In the eyes of the wicked and broken down, in the voices of the hungry and poor, in the stench of the drunk and homeless, I met God. Nou, dit het my nogal gegryp hierdie week. Ek het amper so halwe 'n evangeliese moment gehad in die evangelies anders te begin lees. Ek wil dit weer lees. In the eyes of the wicked and broken down, in the voices of the hungry and poor, in the stench of the drunk and homeless, I met God. Nou wat hierdie sinnetjie vir so aangrypend maak is, ek sou dink hy sou sê, want as ek vir hulle gee, dan sien ek wat gebeur met hulle, maar hy sê in hierdie sinnetjie, dat in sy lewe saam met hierdie mense, het hy iets gekry, en nie hulle nie. So ek wil vanoggend beweer, miskien dit, dat hier kan 'n groot deurbraak kom in ons skattejag na God toe, en dis die deurbraak. As ons soek na God, sal ons ook moet gaan soek tussen die gebreektes. Ons sal tussen hulle moet gaan leef, saam met hulle eet, saam met hulle lag, saam met hulle huil, want jy sal daar ook in God vasloop. Ek sal terugkom hiernatoe. Lukas 9. Want hierdie ouens word geïnspireer deur die Bybel. William Booth het die storie van Jesus, die evangelie uit sy kop uitgeken. Jesus was vir hom 'n ongelooflike groot inspirasie. Die teks vir oggend, Lukas 9, wat ek dink die goed vir ons so saamvat vir oggend, Lukas 9 vanaf vers 28, die van wat Bybel saamgebring het op bladsy 93, is die verhaal van die verheerliking op die berg, waar Jesus en sy disippels opgaan na die berg toe en Jesus verheerlik word. Ek gaan die gedeelte lees en dan 'n paar gedagtes met julle deel. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het. Nou hierdie woorde verwys na die voorafgaande gedeelte waar Jesus sê, wie agter my wil aankom, moet homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil
verloor, sal dit behou. So nadat Jesus dit gesê het, 8 dae daarna, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem teen die berg op om te gaan bid. Terwyl Jesus bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar 2 manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Dan oor hulle praat met hom oor die kruisiging, die opstanding, wat God gaan doen. Petrus en die ander het intussen vas in die slaap geraak en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die 2 manne wat by hom staan. Toe die 2 manne aanstaltes maak om van hom af weg te gaan, sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir U, een vir Moses en een vir Elia. So Petrus sê vir Jesus, dit is lekker hier. Kom ons bou hutte en ons bly net hier. Ek en U en Elia en Moses en God se teenwoordigheid. Kom ons bly net hier. En nou sê die teks vir ons, Petrus weet nie wat hy gesê het nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê, dis God se stem, wat sê, dit is my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar staan. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enigiets vertel van wat hulle gesien het nie. En nou die belangrike gedeelte. Die volgende dag, toe hulle van die berg afkom, het 'n groot klomp mense Jesus tegemoet gekom. Een man wat skree, meneer, ek smeek U, kyk na my seun, hy is siek. So 'n paar gedagtes hieroor. Om hierdie teks te verstaan, moet jy eintlik jou Bybel voor jou hê. Want waar hierdie teks in die Bybel staan en hoe hy ingedeel is met teks vooraf en na die tyd is ongelooflik belangrik. Die teks voor die teks gaan oor die hart van disippelskap, hoe om 'n disipel te wees. En net hierna is 'n teks waar Jesus dan die klaaglied van 'n pa aanhoor en 'n kind gesond maak. En hy is so ingedeel, dink ek, vir ons te sê dat hierdie teks het met disipelskap te doen. Ons lees baie keer die teks en dink ons, dit gaan oor Jesus se verheerliking. Dit gaan oor Jesus se verheerliking, maar die hart hiervan is disipelskap. Jesus, God, wat met Jesus se verheerliking vir sy disippels iets wil leer oor wat dit beteken om 'n disipel te wees. Die teks begin so, 8 dae nadat dit gebeur het, verwys na die disipelskap tekste. So met ander woorde, in hierdie gebeure op die berg begin die disippels iets verstaan van hoe lyk dit om agter Jesus aan te loop. So dis waar die teks gaan, dis 'n teks oor disipelskap. Goed. Nou sê hierdie teks vir ons, Petrus, Johannes, Jakobus en Jesus is teen die berg op om te gaan bid. Nou oral in die Bybel waar jy die woordjie berg hoor, kan jy maar onderstreep. Berg is 'n ongelooflike belangrike moment in die Bybel. Alle belangrike ontmoetings gebeur op berge. Moses, die profete, Jesus 2 keer. Met ander woorde, 'n bergmoment is 'n openbaringsmoment. Dis eintlik wat dit vir ons sê. Hier gaan 'n openbaring kom. Die mens wat op die berg is, gaan 'n ontmoeting met God kom en hy gaan anderste van die berg afkom. Dis wat hierdie teks sê. Die disippels is ou mense in hulle denkwyse. En hulle kom as nuwe mense van die berg af. En dan gaan iets gebeur. 'n Ontmoeting met God gaan iets in hulle gedagtes skuif, in hulle lewensoriëntasie, in hulle mens wees. So heel in die begin sê hierdie teks vir ons, hulle gaan bid, daar's ontmoeting met God, maar iets in hulle gaan verander. Mense gaan anders afkom. En die mooi van die teks is dat alles gebeur, die profete is daar, Jesus is daar, Jesus se gesig blink, en Petrus sê vir hom, Jesus, ons moet net hier bly. So eg menslike teks. Ek meen as jy op 'n plek kom waar God se teenwoordigheid so tasbaar is, gaan jy nie ook maar 'n monument wil bou of daar wil bly of daar intrek nie. Iets van God probeer vasgryp. Petrus sê, Here, dis waarna ek nog my hele lewe soek. Om net God so tasbaar te beleef. Kom ons bou 'n huis, een vir U, een vir hulle en een vir ons. Ons wil net hier bly. Ons wil hierdie oomblik bewaar. En dan Jesus wat net vir hom sê, nee, ons gaan môre weer af Samaria toe. Ons gaan môre weer af na die strate toe. En direk na hierdie heilige moment, hierdie godsvervulde moment, loop hulle in hierdie man vas wat sê, Here, my seun is siek, help hom asseblief. En dan dink die disippels het gesig. Back to reality. Maar hoor nou baie mooi.
Hierdie teks is baie belangrik vir ons. Hierdie op en af. Op teen die berg, af in die valleie van Samaria. Op na die berg van ontmoeting met God, ek en God alleen in konneksie. Af in die valleie van Samaria, by die mense wat seer het en siek is. Dis die nuwe ritme vir soek na God. Ek wil dit weer sê. Hierdie ritme van op en af, in hierdie disippelsteks, hoe moet ek 'n disipel wees? Sê Jesus, die ritme van op en af is ongelooflik belangrik. En ek gaan nou verduidelik. Om God te vind en agter Jesus aan te loop, moet jy berg op. En ek dink ons doen die berg op goed. Die disippels ook. Berg op momente, is momente soos Bybelstudie, stilte tyd, retreats, wegbreke, kuier by jouself, ek en God, kerk, erediens. Dis die berg op momente. Ek dink dit kry ons redelik goed reg. Maar vir geloof om asem te haal is daar 'n berg op en 'n berg af. En die berg af, dis die een waarmee ons sukkel. En dis die een wat die disippels moes leer. Dat ook in die strate van Samaria en Judea en Galilea moet jy in God vasloop. Dis juis in die afgaan momente in die lewe tussen die armes en die wat seer is, waar jy God op 'n besonderse manier beleef. So Petrus, jy moet ook leer dat in hierdie man wat hier opkom teen die berg, in sy oë gaan jy God sien. En daai melaatses, toe hulle daar gestaan het en ek hier was, God was daar. Dit moet julle leer. God is nie net in die bergtop, in die allerheiligste, in die sinagoges nie. God is veral in die valleie van die wêreld. En nou wil ek teruggaan na die woorde van William toe. In the eyes of the wicked and broken down, in the voices of the hungry and poor, in the stench of the drunk and homeless, I met God. Klink amper vir my vir iets van Jesus verstaan het. Vir my was dit 'n evangeliese moment hierdie week, wat ek dink ek vir baie lank verkeerd verstaan het. Om naby God te leef, is daar 'n opdrag. Jy moet by die armes wees. Dit was aan Deuteronomium en Exodus deel van die teks. Maar ek het altyd gedink, dis 'n stuk teologie. Omdat God vir my lief is, moet vir die wêreld lief wees. Omdat God na my toe uitreik, moet ek uitreik. Maar ons het dit verkeerd gehad. As ek hierdie teks reg verstaan, en hierdie vreemde misterie van geloof, het die armes dit nodig, dat ons uitreik? Ons het dit nodig. Hoor mooi. Dis 'n baie diep stuk teologie. Ons het dit nodig om by die uit te kom wat swaar kry, want dis 'n plek waar God teenwoordig is. En dis 'n vreemde misterie, en ek wil vanoggend dalk iets gesê het oor hoekom dit gebeur, maar ek wil net sê dat dit gebeur. Dis een van die vreemde misteries van ons geloof. Gods ervarings lê veral tussen die gebrokenes. Dis hoe mense soos Henry Nouwen, waarna ons gaan kyk vanaand, sy lewe opgee om tussen stikkende mense te leef. Dis hoe Moeder Teresa haar lewe opgee, want daar lê iets daar. Altyd so 'n liedjie wat vir my mooi was in die kerk. Ons sing hom nou nog. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader. En as ons daai liedjie sing, dan is die kerk in gedagte en dit klomp goed. Maar hierdie teks sê, as jy op daardie plek leef, moet jy ook daai lied sing. As jy tussen daai stikkende mense leef, moet jy jou skoene uittrek, is heilige grond, want God beweeg daar op 'n vreemde, misterieuse manier. God leef nie alleen op die berge nie, in kerke en spirituele byeenkomste en Bybelstudies nie. So dis my vermoede. Miskien sukkel ons met ons geloofsritme en ons verhouding met die Here. Miskien sukkel ons om dieper te gaan, omdat ons hierdie op en af ritme nie reg kry nie. Dat is by ons hierdie op. Dat ons hierdie uitnodiging moet hoor, dat God sê, in die af is veral die plekke waar jy God raakloop. Daar's 'n aangrypende teks in Lukas 14. Gelykenis wat die Fariseërs so kwaad gemaak het, ek dink dis die rede hoekom hulle Jesus gekruisig het op die ou einde, is dat hy geïnisieer het dat hulle moet af en nie net moet op nie. Lukas 14 vers 13 vertel Jesus 'n gelykenis. En dan sê hy, nee, as jy 'n feesmaal gee of 'n feesmaal aanbied, nooi dan die armes, die krepeles, die verlamdes en die blindes. 'n
'n kragtige teks. Met ander woorde, Jesus sê nie hier, as jy 'n uitreik hou, gaan na hulle toe nie. As jy wil nice wees, doen dit nie. Hy gebruik die woord feesmaal. Nou in die Joodse tradisie, as julle weet, was eet ongelooflik belangrik. Ek hou net 'n feesmaal as ek mense wil nooi om my lewe te kom beïnvloed. Ek nooi mense na 'n feesmaal toe wat ek graag my stories mee wil deel. Sê Jesus, as jy 'n feesmaal wil hou, eet saam met hierdie mense. Aangrypende storie. Eet saam en breek brood saam met hierdie mense. Leef langs hierdie mense. En jy sal kan bely, God is Immanuel met ons. So hy slaag vir Petrus sê, Petrus, jy sukkel so 'n bietjie met jou geloof en om God te ervaar, want jy kom te min in Samaria. Jy kom te min in die strate van Judea. En Jesus het sy hele lewe dit gedoen. Sy hele lewe was 'n lewe saam met hierdie mense. Het jy daai teks raak gelees in die Bybel waar daar staan, en het gesê, Jesus is 'n wynsuiper en 'n vraat. Hy het saam met hierdie rowwe mense geleef. En vir 'n lang ruk, staan sy disippels buite by die deur. Letterlik en figuurlik. Daar's 'n ete in die gang aan binnekant. Jesus is by die armes en die gebrokenes en die krepeles en die melaatses. Hulle staan by die deur. Hulle kyk vir Jesus. Hulle neem nie deel nie. Hulle verstaan dit nie. Letterlik en figuurlik. Hulle staan by die deur, maar sê ook vir Jesus, hulle wegloop. Here, wat maak ons hier? Ons moet in die sinagoges wees. Ons moet by die tempel wees. En mettertyd begin hierdie bewustheid by die disippels groei tot aan die einde van hulle lewens, waar hulle self die mense is wat die partytjies reël en tussen hierdie mense leef. Soos ek kan begin afsluit. 'n Heilige soeke. Dit wil vir my lyk as ons ernstig is oor ons geloofsreis, is dit een van die intentionele dinge wat gelowiges gaan moet kies. Om gereeld ons lewens oop te maak vir die seer van ander mense, die gebreektes, die honger is, die alleen is. Of dit is om na hulle stories te luister, vir hulle kos te gee, hulle warm te hou, hulle rond te ry, saam met hulle koffie te drink, saam met te bid, ek weet nie wat dit vir jou beteken nie. Maar dit voel vir my, dis een ding wat ek vir al in my lewe gemis het. En dalk leef julle al lank daar, en ek is agter, ek weet nie. Maar ek het baie bergtop ervarings, hier en saam met julle op 'n klomp plekke. Maar een moment mis ek nog. Een moment. So ek dink, die uitdaging is, om al meer langs hierdie mense wat seer het, te leef. En ek het 'n vermoede, ons gaan sukkel op ons heilige soeke. Agter ons hoë mure, binne in ons kerk en ons warm eredienste. Vir ons heilige soeke, het ons bergtoppe nodig. Plekke waar jy in ritme is met God en sê, Here, ek gee my lewe, dis ek en U en ek. Maar vir al die valleie, waarin God gaan vasloop in die oë van mense wat swaar kry. Daar gebeur iets met jou daar. Dis hoekom die dissipline van diensbaarheid so ongelooflik belangrik was in die vroeë kerk. Daar gebeur iets met jou daar. Soos ek kan afsluit, dalk met 'n paar vrae. Dink jy dit kan waar wees? Dink jy dis 'n manier hoe God met ons werk? Dink jy dit kan waar wees? Ons moet daaroor praat, ons gaan koffie drink daaroor. Die ander vraag is, het jy dit nie dalk al beleef nie? Ek kyk so rond, ek sien dokters, ek sien verpleegsters, ek sien beraders. Dalk kan julle van stories kom vertel. Wat met jou gebeur op daai oomblik as 'n gesin so stikkend is en jy's daar en dalk kan julle van ons kom vertel, ja, dis waar, God is daar. Dis 'n plek waar ek God beleef. Ons moet dit ook daar waag. Dalk moet jy vir jouself die vraag vra, in hoe mate kom ek in my lewe op sulke plekke uit? Want ek vermoed, ons huise,
en ons vriendekringe, ons Bybelstudies, ons gebedsgroepies is so steriel en veilig. Ons gaan hierdie moment mis. En hoor mooi, ek preek nie vanoggend soos moet gaan uitreik nie. Jy moet gaan uitleef. Uitreik beteken, ek doen hierdie maand dit en volgende maand nie. Of ek gee nou iets en môre nie. Hier is 'n lewenswyse. 'n Lewe wat al meer oop is om intentioneel saam met die te stap wat seer het en my nodig het. Ek wil regtig net een laaste teks aanhaal. Aangrypende teks wat julle goed ken. Markus 10:21 waar Jesus met die ryk jong man praat. Waar die ryk jong man by Jesus kom en sê: Here, ek doen alles. Ek kom die wette na, ek gee my 10de. Wat moet ek nog doen om God te sien? Hoor sy vraag. Wat moet ek nog doen om die koninkryk te beerwe? Waar kan ek God vind? Dan sê Jesus vir hom, is maklik. Gaan verkoop alles wat jy het, gee dit vir die armes en kom saam met my. En nou dink ons dadelik daai teks sê die ryk mense moet hulle geld verkoop, maar dis nie wat daai teks sê nie. Jesus weet dat op daardie stadium, wanneer die kultuur van daardie tyd, hou daardie persoon se geld om hy te lewe uit saam met armes. So wat gaan gebeur as hy alles verkoop? En agter Jesus aanloop? Hy gaan by die armes uitkom. Hy gaan saam met Jesus tussen die lewe wat swaar kry. En dan sê hy vir hom, dan sal jy God sien. Dit gaan nie oor geld en verkoop, dit gaan oor kom leef hier. Kom leef ook hier. Ek weet jy gaan sinagoge toe, ek weet jy gaan tempel toe, maar kom leef ook hier. Dan sal jy God sien. Ek sluit af. As jy vanoggend ongemaklik voel, dis goed so. Want wie het gesê die heilige soeke is maklik? Miskien die grootste onreg wat ons aangedoen word in ons katekisasie, dat geloof as iets makliks aangebied word. Die heilige soeke is vrek moeilik. Dit was nooit bedoel om veilig en lekker te wees nie. Om van die bergtop af, vallei toe te gaan dalk vir baie van ons baie vra. Maar Jesus sê, gelukkig is hulle wat sien. En my gebed is dat ons mag sien. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is soekers op reis en ons vra dat U ons sal genadig wees, dat U ons sal verras hierdie week met U teenwoordigheid. Help ons hierdie week om intentioneel oor te gee op elke plek wat ons kan. Maar maak ons bewus van die plekke waar U ons uitnooi en al reeds geskep het, waar daar nood en seer is. Mag ons daarin stap. Want ons grootste begeerte, Here, is om U te ken. Help ons daarmee. Neem ons lewens, maak dit tot U eer. En mag U genade en U water en U seëninge en U liefde dan deur ons vloei. Eintlik vir ons, laat U koninkryk kom. Deur ons, in ons. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.